you and cry out. Not sing out, but they cry out. Holy, 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 holy is the one who was, who is, and forever will be. Abba Vader, ons kan nie die almag en die pragt en wie is in woorde sê nie. En so baie dankie vir Heilige Gees teenwoordigheid hier vanoggend. Here, dit is my hartsbegeerte, dit is ons hartsbegeerte as 'n klein deeltjie in die liggaam van Jesus, dat die teenwoordigheid altyd daar sal wees, hier sal wees. Father, one moment in your presence changes lives. Dit verander ons van die binnekant af buitekant toe, en dis wat ons wil doen, Vader. Dit help ons lyk goed aan die buitekant, maar binne is ons stikkend en gebroken. So baie dankie dat U vanoggend kom, soet Heilige Gees, en U klop aan die deur van ons hart om te sê, my seun en my dogter, allow me to come in. Om te dink dat die almagtige, soewereine God die mag het om jou onmiddellik dood mee te laat slag, maar hy kom so sagkens en hy gee vir die vrye wil om te sê, ek wil hom aanneem of ek wil hom verwerp. Ek wil die deur oopmaak vir my hart, of ek gaan hy deur toe hou. And Lord, I pray this morning that it will open up our hearts, that it will open up our minds, dat die Gees van God sal in ons werk hart, in ons hart kragtig en magtig en met soveel liefde soos net U kan. Baie, baie dankie vir wie U is. Thank you that you're the unchangeable God. The God of Abraham, Isaac and Jacob, die onveranderende God, die God wat as hy sê dit gaan so wees, gaan dit so wees. En dis om ons 'n vaste vertroue kan hê in die woord. Ons kan 'n vaste vertroue hê in U as ons God. Ons kan 'n vaste vertroue hê as die woord van God vir ons sê, ons moet gelei word deur Heilige Gees. Sit ons vertroue in die Heilige Gees. So this morning, Lord, we thank you for a praise and a worship offering as we come and stay in this presence. Heilige Gees, U is so amazing. Koning Jesus, dankie dat U elke oomblik bid vir ons. U tree in vir ons, the chief intercessor seated at the right hand of the Father who is busy interceding for us. That no one, geen persoon verlore mag gaan. Vader, ek wil bid vanoggend as die mense is wat hier sit en met daai sekerheid in hart, dat hulle weet as hulle oë nou toemaak, is hulle by U. Maar ek wil so 'n bietjie verder bid, dat dit nie so selfgesentreerd net sal wees oor myself nie, maar dan dit daai liefde en daai kruis wat ek ontvang het, dat ek sal uitgee en uitdeel met ander mense wat Jesus nodig het. Lord, I pray this morning, change bitter hearts, seer harte, stikkende harte, onleerbare harte, change it to soft hearts, hearts that is acceptable for the truth, because you are truth. U is die waarheid, U is die weg, en U is die lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Hallelujah. Let's just stay in the city, let's just stay in the city. Heavenly Father, God, we also thank you this morning that your perfect will be established in this house this morning. Thank you, Father, that you're a holy God. It's a heilige God. Ons het laas week gehoor, Christus hier voor en toe stap om te sê dat this is holy ground. Dit is so waar. En dankie dat ons nie vasgevang is in verkeerde godsdienst, deur om te dink in ons werke van ons aanvaardbaar of aannemend wees vir U nie. Maar kyk na ons harte, dat elkeen van ons vandag kan besef en weet, dat ons deur genade gered is, en nie deur onsself nie. Dankie dat U lief is vir ons, dankie dat U sal beweeg vandag soos U wil, van sitplek tot sitplek. Dat U die diep dinge van ons hart ondersoek vandag, dat ons al goed op die tafel kom neer sit vandag om te sê, ek is leerbaar en ek wil verander van dit wat nie aanvaardbaar is. We give you praise and glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Let's take our seats. Thank you so much. Hallelujah. Julle bly net vir my so asseblief in die setting, ek net gehoorsaam wees, as ek moet gewees asseblief. Sy moet gehoorsaam wees en was iets wat hy op haar hart gesit het vir volgend. Ek die graag vir ons is. Môre allemaal, ek het net gevoel, ja, daar's
'n worship liedjie waar staan op my hart en ek het net gevoel ons kan dit saam sing en saam die hele team sy goedheid. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Oh, how beautiful it is when children of God is obedient. So wonderlik. Yes, die sat dan in die wêreld ons so grip en tradisie en dit moet so. Ek weet, ons wil werk van aard en sê, maar God, doen wat hy wil. As hy wil by M wil begin en terugwerk, by Z wil begin, sal hy terugwerk. It's just for us to surrender. Baie welkom volgens die huis van die Here. Let's give the Lord a mighty hand this morning. Hy is waardig om dit te doen. The King of Kings and the Lord of Lords, his name is Jesus. And the word declares that every knee shall bow and every tongue shall confess that he is the King of Kings. Hy is ons koning, nie net van ons lewe nie, maar van ons harte. Kan julle vanoggend sê, Amen. Amen. Halleluja. Ekskuus mense, ek kom so 'n bietjie uit die salm van die mighty men gisterond wat die voorreg gehad het. Hallo, daar sê ek, waar vat hy nou? Hallo. Testing 1 2. Toets 1 2. Christen ek nog steeds sê Annie? Ek sê hallo. Sjoe. Dankie maar toe. Daar sê, okay. So ja, ek voorreg gehad gisterond om by Johannesburg se mighty men te bedien. Ek moet hier met julle deel, ek wil met die mense voor die tyd. Jy weet die mens is 'n vislike ding. Ek praat nie van julle, ek praat van myself. 2 jaar terug by J-Bay se MMC's wat ek nooit vergeet nie en ook by Besmonde het ons hierdie worship groepe gehad met name. Dit was die midpoint worship. Hierdie name, ek gaan nie ander name noem nie, maar hierdie ouens is, man, al wie beter is as hulle is hierdie mense, okay? Amen! Maar ek word gevang gisteraan deur 'n triek, want ons kom daar aan, en ek klim met my voertuig en ek loop in die tent en ons bedieningstentjie langs die stage en ek gaan ontmoet vir Andrei en hulle groet my boetie staal van daai wêreld en ons sit 'n bietjie gesels met hulle en hy kom na my toe en sê totaal hoor hierso as jy reg, ek sê dis reg. Hy sê as hy gou besig om die laaste paar worship songs, so gaan net so 3 worship songs sing en dan sit hy veel op te gaan. Ek sê vir baie dankie. Ek sit so rustig en toe my beurt kom stap ek op en ek gaan staan aan die kant van die stage en toe ek opkyk sien ek hier so staan, sê kom omtrent 8 vocalists. Nou sing hulle. Maar onmiddellik toe ek na hulle kyk, toe kyk ek na hulle in my vlees. Ek kyk na hulle in my vlees en
dis woes wat ek sê, maar Mornay sien, die ou op die punt, lyk soos Belzer van Shanana. Totori, totom, good night, sweetheart, oh, it's time to go. Ken jy dit nie? Jy remember dit al? Dis wat die mense. En die hoekom ek het sê, hy het 'n lekker stywe jean en sy bene is oop en hy is besig om te sing vir die Here. En ek kyk so af en ek hoor, met my natuurlike oor, hoor ek kies my hierdie is van tune af, en hierdie speel nie reg nie, en hierdie is verkeerd. Maar ek staan so in die Heilige Gees, sy staan by my te sê, vir wie is ek besig om te worship? En ek staan en ek so vries vir ons die stage, ek staan, ek sê, ek kan nie met die raak op die stage gaan. Hy sê, my seun, hou dit op. En onmiddellik sien ek weer hoe mense, in plaas van daar sal besig om daar te sing, tot hulle tot God al beval. Hy busy worshiping him. Maar die saal kry my beer laas op. En dit was goddelik gewees. So ek weet nie of iemand dit moes hoor vandag, en ek wil my net met julle getuig, dat baie keer dink ons, alles lyk en klink Shanana. Want jy luister miskien met jou natuurlike oor, luister en, daai het so mooi stem, kijk, daai kan nou pitch. Daai het klink soos 'n tenor. Want ek weet op skool, het was ek geklassifiseer as gehoor, nie tenor. Kijk, prys die Here, is dit nie lekker om die Here te dien nie, amen? Ek is nie gecharged om die Lions gewen het, omdat Manchester United gewen het nie. Ek is net bly omdat die Here leef, en hy is my koning van my hart, en hy is koning van my lewe, en dis kom ons vanoggend, ons so 'n bietjie kyk na om jou oë op te slaan. Waar is jou fokus? Waar kyk jy? Dis amper so 'n bietjie met die koneksie van laasweek se boodskap, maar as ek dit opskrif sal gee, is dit, hou jou oë hemelwaarts. Hou dit in die rigting van die hemele. Nie hier nie die mentaliteit van die wêreld en die aarde nie. Jy sien op hierdie stadium, hoekom die boodskap op my hart is, en dit was so beautiful toe Antoinette het my bevestig volgende toe ek al sien, voordat ons saam gebid het, sê sy my, you know what, when I'm going through this and this in my life, and dit en dit en dit, en sy sê, it makes you tired, it really drowns you, dit maak jou moeg. En onmiddellik kyk ek vir haar, ek sê vir sissie, weet jy wat, dankie, want daar bevestig jy net wat sy volgens die boodskap kan wees. Want ek weet nie van jou nie, maar as jy beweeg tussen mense, gaan baie mense vir jou nou sê, ek's moeg, ek kan nie meer nie, ek's uitgeput, die bekleierery, die konflik, dit raak net meer en meer en meer. Mense is baie moeg uitgeput en selfs depressief in die tyd van die jaar. Daar's baie tension, hoor mooi, nie nou kyk na jou man of jou vrou nie, nie kyk vir my weg asseblief. Baie tension, irritasies, kan iemand net die vrou vir my uitbeweeg asseblief? Baie tension, baie irritasies en baie frustrasies wat opbou. Wat dan later explode, en selfs vriende en familie en ook selfs jou werksplek begin beïnvloed. Dit breek eintlik verhoudings. En dis hoekom jy kan na jou dokter toe gaan, en ek love dokters, die Here het my nog geplaas. Dis goed om 'n dokter te hê. Op hierdie stadium kan jy jou dokter toe gaan, jy kan jou apteker toe gaan, jy kan soos ek en Amanda en Angelique toe gaan. Jy kan Diskien toe gaan. Jy kan enige medikasie kry en jy kan selfs die amazingste chill pill kry. Dit sal net vir 'n tydjie werk. En dan die volgende oggend as jy wakker word, dan voel jy soos 'n zombie. Jy voel jy gekuier in die volgende dag, of die vorige dag. Is dit nie so nie? En dan voel as jy 'n chill pill net bietjie vat, dan volgende dag, ek drink eendag 'n Myprodol, die volgende dag voel ek 'n beroerte gehad en ek loop so. Een Myprodol, verstaan wat ek sê? Jy sien kind van God, die antwoord is nie die wêreld en medisy wat die antwoord is nie. Die krag en die vrede en die deurbraak kan net jou Skepper vir jou gee. Jou Skepper alleen kan vir jou die deurbraak gee. En weet jy wat die amazingste van alles? Hoor nou gou mooi. En ek en Jonie kan daarvan getuig. Want ons het gister gou gestop daar by Angelique. En ons was voorheen by Diskien gewees. Maar as jy nie jou Skepper toe gaan, it's Mohala, for free, for you, for niet. Jesus gee dit vir jou verniet. En nou wil ek kom en ek wil 3000 antidepressante drink,
20 rugpynpille en dit en al hierdie goedes contribute, dat ek kan uitloop met 1000 of 2000 of 3000 rand, in plaas daarvan dat ek stil geword het en gegaan het na my formeerder toe, die een wat my gecreate het, die een wat my beter ken as ek myself ken, die een wat op hierdie stadium vir Ewan beter ken, Ewan van der Walt beter ken, as enige professor of dokter wat oor hom aangestel is. There's only one that's gonna heal. There's only one that's gonna heal you, Tannie Hendrina. Sy naam is Jesus. Amen. Maar ons is so van natuur, dat as ek 'n hoofpynkie kry, dan moet ek gou die Grand Ma drink. Hoe kry jy daai goed in jou liggaam? Het jy al gehoes met 'n Grand Ma, jongen? Catherine, wat goed manifesteer by jou oor uit. Nee, is okay, relax. Jy hoef nie jou kaart of jou foon te tap nie. Julle lag vir my. Die wêreld wil net hê. En jy kom maar net, yes, maar ek het 'n goeie maand gehad, hierdie maand ek 'n bonus gekry. O, die Here is goed. Maar 'n halfuur later is ons situasie Johannes en ons jaag ons gaan al spend nog 3 grand of 2 grand of iets. En ek sê nie, ons mag die dokters van die, weet jy wat, ek geleer, gaan eers om my skepper toe. Daarom maak my rustig asseblief, wat gaan aan hierso? Help my, maak my rustig en wys my, moet ek uit opdoen aan dokter bel en hom gaan sien. Jy hoef nie jou kaart of jou foon op dit uit te haal om te tap nie. You just need to come with a sincere heart, opregte hart vir hom te sê, uit te roep. Weet ons, dis wat so mooi is as jy begin die paadjie te stap en jy het 'n leerbare hart, het ons hierdie pragtige seegoedjies in Christendom, in Christianity. Wat sal nou Christine Kane, pragtige prinsesie van God, sy doen baie evangelisasiewerk in Afrika. Sy praat van hierdie term, sy sê, there's so much Christianese going around. Want die tannie Sema Joyce het daai gesê, en oom Soot so gesê, en daai net so gesê, en dis vir my so mooi, want in Christianese het ons geleer, as kind van God, in die Bybel sê nou praat van, ken jy God se telefoonnommer? Wie het hom al gehoor? God se telefoonnommer, né? Jeremia 33 vers 3. Wat sê Jeremia 33 vers 3? Roep my aan, maar kom ons gooi hom in English. Call to me and I will answer you and tell you. Stop net daar. Call to me, so you call unto your Heavenly Father, en nou sê hy vir jou, hy sê nie as jy my roep, hy sê, as jy my roep, I will answer you, dadelik 'n belofte. As jy my roep, gaan ek jou antwoord. And I will tell you, and even show you great and mighty things which have been confined and hidden, goed wat jy nie kan sien nie, wat jy nie van weet nie, which you do not know and understand, and you even cannot even come to the place of distinguishing it. Jy kan nie meer jou natuurlike kop uitredeneer. Here, maar ek het nou net so sleg gevoel. My bloeddruk was nou nie daar gewees, my suiker was nou nie daar gewees. En onmiddellik het ek gekom en gesê, Dad, ek vertrou U met alles in my. En as jy reg. That's what our God does. Dis nie Efesiërs 16, dis die skrif wat ek vanoggend wil gee. Ek hou mooi daarvan nie. Dis net op my journey wat ek is met Vader. Ek sê nie, dis verkeerd nie, maar ek hou altyd daarvan die laaste paar jaar. As ek 'n skrif aanhaal of oor iets praat, wil ek dit altyd in konteks probeer bring. Verstaan, jy kan dit baie goed justify. Het jy geweet dat mense wat, kom ons vat die voorbeeld, die sonde van homoseksualiteit. God het 'n afskeid daarvan. Hy haat homoseksualiteit. He doesn't hate the homosexual person, he hates the sin. Hy haat hy sonde. Dat as jy dat baie sulke mense met wie ek al gepraat het, en I love them. I promise you, I love the sinner. Sit ek en ek praat met die persoon, dan onmiddellik, wat gebeur is in die persoon, hy soek, hy weet, dat hy word aangeval van alle kante af met judgment. But as soon as you start loving him with his love, en jy luister by hulle Gees vir jou sê, jy begin die regte vrae en die regte antwoorde te gee, dan kan hy nie kom na die tyd en sê, ja, maar onthou, God sê in sy woord, hy is liefde. Hy is 100% hy is liefde. En die woord sê, jy mag my nie judge nie. Daai attitude kom staan nie op nie. Maar as ek kom en ek kap hom, hey, John, weet jy gedaan toe? Weet jy gedaan toe? Ek het gedoen vir 'n paar jaar, weet jy wat? Kry ek mense na die tyd raai wat, toe so erger af sal die begin. Toe wil niks van Jesus te waai. Ja, skies, pas met Pieter, praat ek die waarheid vandag. Nee, reg, dit is nie ek vrees vir, is die waarheid. Liefde oorwin alles. En ons het tyd en 'n plek in ons lewe wat ons met so discernment hê, met so onderskeiding.
Om te weet, hierdie ou is 'n harde enetjie, hy's 'n harde koejadel. Jy moet hom so 'n bietjie stamp. Nie met jou face, met jou attitude, nie, maar sê, hey, luister brother, dis die 6de keer wat jy by my is vir dieselfde ding. As jy ernstig, wil jy verhouding regkry met God. En soos gister weer eens, by die manne, was 'n vraag gevra van die sluit af. Manne, hier's ouens wat hier so sit, jy's 16 jaar, 15 jaar, 14 jaar oud gewees, jy het gesukkel met daai ding daai tyd, jy sit hier, jy's 44, 45 jaar oud, 50 jaar oud, jy sukkel nog steeds met daai ding. Wanneer gaan jy groot word? Dink jy is lekker met toe? Maar dis wat God van ons verwag, ons moet manne wees. Om 'n man te wees is 'n besluit. 'n Besluit om te sê, ek is 'n man van God. So mense, die skrifgedeelte vandag, net een versie, 'n baie bekende versie, eintlik so toepaslik in die seisoen wat ons in ons lewe is in Efesiërs 16. Ephesians 6:16. Hy sê, verder my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. It's not by your power, nor by your might, it's by his strength and by his might. Jy sien, wanneer Paulus sê, wees sterk in die Here en in die krag van sy sterkte, herinner hy ons daaraan dat ware krag nie in ons vermoë lê nie, maar dit lê in die Here homself. Om sterk te wees in die Here beteken om ons fokus op hom gefokus te hou. Om nie vas te kyk teen die dinge en die gemors van die wêreld nie, maar op te kyk na die hemel waar ons hulp vandaan kom. Nou luister net gou hierso, né? Nou ry ons van daai pragtige plek daar in die Oosterland af. It's beautiful also. Right? Nou is al 4 bane op die highway. Nou ry ek regtig driving is lazy. Ek ry 100 tussen 100 en 110 hier so in die middelbaan of die tweede middelste baan net soos 4 bane. Ek cruise, ek spesiaal met Dries te gesels, ry rustig. Die volgende oomblik kom daar 'n double cab of 'n BMW is onderweg nie. Kom teen my verby, teen my. As ek nie geswaai het en my geslat, dan het ons geloop. Maar nie, ek was verby my. Ek kom nou net van ek's in die salwing van die Here, my vrug is Shanna na. Kyk, as die Here my nou kom haal, is ek reg. Ek is nou, dis nie van Here waag jy so bietjie nie. Ek voel ek's nou reg, ek's gecharged, ek's nou vol van die Heilige Gees. Ek ry so daai poort kom teen my verby, maar toe hy so by my is, ek skrik vir my yskou, en dan kom 'n knoop by my mond uit. Wow. Maar ek het dan nie sis, I promise you, I don't know where it came from. Ek het my koud geskrik. En ek justify nie die lelike woord wat ek gesê het nie, maar dis nie 'n mooi woord nie. Maar ek kom tot my sin en dadelik, ek jammer het ek net gesê, ek jammer. Ek voel so sleg, maar ek het myself yskoud geskrik. So weet jy wat het ek besef toe ek by die huis kom water en ons is rustig en net voor my toe, maar ek sê, Here, dankie vir 'n awesome dag en wat jy gedoen het vandag. Ek wil die loof en prys en eer, want alles, dit is net U, dit wat goed was in my ding, kan net U wees. Maar Dad, ek wil weet hoe kom met daai woordjie by my mond uitgekom. Is daar nie nog iets wat vas het nie die binne in my, waar nie moet wees nie. Jy sien, somewhere along, as lewende water binne in my maak, maar ek wil nie daai minuut nooit vir uitkom nie. Dit was nie reg nie. Ek wil die gesê, goeie magtig. Sien jou broer. Lyk my jy gaan vroeër huis toe as ek. Maar dit het nie so gebeur nie, JP. So volgende ek met trou met my broer. Die oom wat daar voor staan en julle trou, is nie perfek nie hoor. Hy's perfek. Amen. We all need Jesus, amen. Moenie nou as jy moenie as jy 'n vuil mond het. Nou dink maar net, ja, weet jy maar, hy het ook hier of 'n keer gevoel, nou kan ek ook maar aanhou, nee. Ek vertel julle, ek moet Here gevra, Here vergewe my, ek was iets in my hart wat nie reg is, miskien is dit iets wat opgebou het. Ek wil nie, kan nie brak en vies op die goed by iemand se mond uitkom as jy die Here dien nie, moenie so wees. Ek wil kwaad word, maar moenie sondig nie, amen. Die woord sê so mooi, in Psalm 121 vers 1-2, Psalm 121 vers 1-2, kom jy skryf die Psalm dat hulle skryf, en die opskrif is 'n bedevaartslied. Man, we know this of heart. Ek dink amper Christen, ons sing dit in liedjies ook. Ek slaan my oë op na die berge. Retief sing dit. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Die antwoord is, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hoor net hierdie pragtige getuienis vir 'n dame met die naam van Letty Bird
Kalman. So hierdie tannie was 'n voeltjie, sy het 'n voeltjie koneksie gehad en sy het met beeste uitgewaar. Okay. So dis Letty, 'n goeie naam, Bird, B-U-R-D, weet Bird, en dan Kalman. So ek weet nie iewers in along the line is 'n baie komplekse naam en van. Letty Bird Kalman was 'n diep geestelike dogter van Abba Vader gewees. En sy was ook 'n skrywer gewees en sy was ook 'n sendeling gewees wat baie mense se geloof versterk het deur 'n boek te skryf met die naam van Streams in the Desert. Letty Bird Kalman. I want you to listen to this. In Streams in the Desert by L.B. Kalman, she writes the following. Asseblief luister mooi. I saw a prairie-edged, mortally wounded by a rifle shot. A prairie eagle, hierdie arend was raak geskiet gewees. His eyes still gleamed like a circle of light. Then he slowly, nou kyk net gou die pragtige arend wat raak geskiet is en hy lê op die grond. Soms as ek sien hy strek sy vlerk so uit, dit seer. Then he slowly turned his head and gave one more searching and longing look at the sky. He had often swept those starry spaces with his wonderful wings. The beautiful sky was the home of his heart. In those faraway heights, he had played with lightnings and raced in the winds, and now so far away from home, the eagle lay dying, done to be dead, because for once the forgotten and flew too low. So hierdie arend waar hy altyd hoog gesweef het en al bo in die wieke van die wind was, het een fout gemaak. Hy het daai dag net te laag gesweef. En jy sien kind van God daarin, nou skryf sy verder, sy sê, we must keep faith. Ons moet geloof vashou. Ons moet aan hoop vashou. We must keep hope. We must keep courage. And we must keep Christ in our hearts. We would better creep away from the battlefield at once if we are not going to be brave. There is no time for the soul to be stampeded on. Keep the skyward look, my soul. Keep the skyward look. Hoekom sal ek hierdie met julle deel vanoggend in hierdie boodskap? Want jy sien dit is 'n boodskap van geloof. Daar's iets wat 'n arend verstaan as hy in die lug is. Hy gaan vir 'n ruk, ek beloof jy, hy gaan vir 'n ruk. Gaan hy sy vlerke klap as ek dit so kan sê. Maar die hoogste vorm van autoriteit vir my is in 'n arend. Dis nie waar hy sit op 'n takkie en hy soos 'n vis aan sy kop so teruggooi en hy gooi daai pragtige geluid. Dis nie my, dis beautiful, dis uniek. Maar vir my is daar iets omtrent 'n arend wat sweef. Vra vir jou nie, ons hartsbegeerte altyd as die Here nou kom en sê, Morney, gaan weg vir 'n naweek of gaan weg vir 'n week. Cape Town is nice, mooi. Ek like daai groot berg, hy's mooi. Maar dis nie number 1 nie. Ons like om die Kruger National Park. Ons hou en is lief vir die Kruger Nasionale Park. En vra vir jou nie vandag, want ek deel met die man ook gister, Jesaja 40:30, die wat wag op die Here, those who wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with the wings of the eagle. Hy het my roepingsverse. Dis hoe God my geroep het en gesê, "Kaal jou eie besigheidswêreld uit." En ek sê, "Here, maar hoe?" Hy sê, "Ek wil jy moet sweef soos 'n arend." Mense, besighede, gaan jou probeer vasmaak, die wêreld wil probeer vasmaak. Ek soek jou nie vas, ek soek jou los. Nie om te doen wat jy wil nie, om te doen wat ek in jou lewe, in jou lewe wil doen. Nou ry ons in die wildtuin. Beloof jy, ons ry in die wildtuin. Jy was skielik sien ons is soos 'n skade vir jou oor die bakkie. Nou, wat is dit? Ek weet nie, kyk op, dis die eagle. Vlieg hy so die pad, so oor. Ag nee, dis net coincidence, you know that there's plenty of eagles in the Kruger National Park. My question is, why is this eagle over the vehicle? It's like a prophetic action to say that the Lord said to me, my son, ek weet so 'n bietjie kom bederf, moet nooit vergeet, jy bly die woord wat ek jou gegee het.
Ek is jou God, ek is jou Vader. Jy's nie gemaak om tussen die hoenders en die tarantale hier rond te beweeg nie. En ek sê beter as iemand anders nie. Ek wil so laat die eagle. Wil jy so zweef soos 'n aar? Nie net soos as dit Rina gewees het gesê het of Annelie. So jy is so aar. Dit is het. Rina. Annelie lees Bridges. Julle, luister, ons lag baie keer, nee, ek is 'n boerseun, my pa is, hy praat ook die Afrikaans, met die Korooi, hier sit my pa is my ma, ek is 'n boerseun, en ek maak nie net grappies van nie, Afrikaans is 'n prachtige taal. Weet jy wat maak my hart seer baie keer, dat die Afrikaanse mense, hulle boer daai taal, hulle gooi hom weg, kyk vir betwyf vandag vir die regte van Afrikaanse klerengemeenskap, die klerengemeenskap, hulle trots, hulle is lief vir hulle taal, maar weet jy wat, doen jouself 'n guns as jy dit nog nooit gedoen het. Weet wie van julle het my voorreg gehad om in 'n klere in kerk gaan sit en saam met hulle te praise and worship? Het jy al in 'n swart kerk gaan praise and worship? Vra my pa wat gebeur sonder musiekinstrumente. Hulle staan maar voor, begin net met 'n stemme sing. Soos een stem sing, daai crowd daar voor. Modimu! Kom net. Modimu! Al drie daai stemme kom by mekaar, het klink soos 'n engelekoor. Without instruments, want dit is geld vir 'n keyboard of ietsie nie, maar weet jy, waar mense daar staan, dan begin ons te sing soos een stem. Dan sit ek daar, en begin traan nie te loop, ek verstaan nie alle sê, maar dit is nie musiekinstrumente, wat gaan nie aan? Ons wil wees om te sing, ek klap hulle soos op. Begin die Here te loof en te prys. Hey, dan kom jy die klerengemeenskap. Kom my tannie aan my gekoordans, dat ek so compleet mixer. Jy lag, ek het ook gelag, ek doop, Here, ek het geryf, ek piramides gebou, maar die mense kan shake, maar hoekom shake hulle in die huis van die Here, wat gaan aan hier so, hoe werk die ding? Mense, julle lag, maar luister, weet jy wat doen jy, as jy godsdienstige mense, if you're a religious person, dan loop jy dan, weet jy wat, die suidooster het die regtervenster gekom en my permanent kant toe gedruk, so ek daai plek sien my nie meer, die stoele was hard, en daai plek se badkamer was 3 toilette en 2 van die deure was gewees, daai plek sien my nie meer, ons lag daar, en ek iets vertel, en ek baie verluis, doen jouself guns. Ek het baie boeties en sissies gaan leer. Ek het uitgenooi, Bronkhorstspruit toe. Bishop sê my kuier met die week, vanaf, ons gestel, Bishop, what, hy sê, bring my, what's happening in your life? Ek sê, Bishop, the Lord is good. Hy sê, okay, but what's happening? When last we had a different congregation, ek sê, yes, that's been a while. Ek dink it's about 3 maanden terug, ek aan die kerk bedien op Sondag. Hy sê, okay, great, I've just planted 2 churches in Bronkhorstspruit. Are you prepared to share the gospel there on a Sunday morning? Say, Bishop, the greatest of all, love to do it. He said, but you know, there's some, there's these, I said, also there's vendors and there's a mix. Oh, excuse me. Please, give me the opportunity. Die woord van God sê nie, jy moet die boere, jy moet die Engelse, jy moet die Kosers lief hê. Die woord van God sê alle mense nie sê. Ek het my pa eendag toe die vorige plek al gewerk het, voordat ek tussen besigheid werk, eendag nou gekom en hy was baie dik in sy gedagtes en sy kop in die woord van God uit. Hy het baie Bybelkennis gehad. Maar hy het een ding gehad in sy hart wat hy gesê het, weet jy wat was dit gewees? 'n vieslike ding wat baie mense mee sukkel, rasisme. En hy het so my pa gekyk, lag en sê, Ek weet nie of hy vir pa oom Gert gesê het of Gert gesê. Kom ek dink hy het vir pa Gert gesê. Hy sê, Gert, jy weet onthou, daai is niks van my nie. Daai is nie 'n mens nie. Sê my pa vir hom, ek stry met jou, ek weet met my nie, maar dis nie reg. My pa sê, ek was die grootste rasis daar is. God het my hart van my. En weet jy wat, ek was aan die selfde boekie geweest, en raad is amazing, jy ons altyd God het is in Vemon, raad wat wie is my geestelike mentors en mense is weer pad staan, swart mense. Ek sien die bishop sê, ek sal ons sit, ek hou sy hand wat keer vast, want het is die customs. Wie ken vir Karabo de Vielweg? Blijf Karabo, brother Karabo. Daar man, hy preek, ne? By ons vorige kerk, nou hy kom
Hy gaan ons hart toe vir ons gemeente, ek sê vir hom, brother, hoor hierso, ek het 'n ou ontmoet, maar die man is in die brand. Hierdie man is vurig. Hy sê, nee, moet al rond, ek gaan op jou woord gaan, as jy sê jy kan preek, laat hy preek. Ek kry hom aan die Sondag, die man kom daar aan, moet jy die storie sien. Hy is uitgevat. Maar die probleem is, vir my as 'n boerseun, is dit match nie. Hy het 'n pers swyt baadjie aan, met 'n wit hemp, 'n geel das, 'n oranje broek, die broek kom net tot hier, dus hy het my 9 jaar oud was die broek gedraai, net hier. Dan het hy nie kouse aan nie, met blink skoene. Hy kom met 'n Mercedes 1979 Mercedes met white tires, kom hy ingery, stop af voor die kerk. Hy kom, hy vra vir Jackie, hy kom uit sy Bybel en sê voor, brother man, nee, het skap wit tande. En hy is 'n donker broer, hy is donker, hy is nie net ligdonker, hy is donker. My brother. En dan, ja, ek en jy in mekaar. Loop daar by die kerk en jy moet die kyk sien van baie mense. Wat gaan nou met Cornelis? Hy nie, wat? Hulle sê dit nie, maar jy kan sien, dis ongemaklik. Groet hom nie eers nie, baie mense groet hom nie eers nie, leierskap groet hom nie eers nie. Loop saam met my, dan dink ek gaan langs my kom sit, of net daar by my nie kom sit. Hy man stop in, die herder sê vir my, ek gaan hom nie afkondig nie, ek ken hom nie, ek sta nie, ek my voorgesteraam, sê hom afkondig, ek sê dis reg. Gaan voor het, hey, goeiemorgen julle, what a privilege is honor this morning to introduce Pastor Robert Philway, a brother that's known for the last 3 to 4 months, really anointed man of God, so, en ek haak en ek sê, put on your safety belts. So wat ek sê, sit aan jou safety belt. Mense, die man trek los en hy begin te bedien. Nou, ek weet nie, julle kan nou kry dan is. Hy begin hier, in die woord. Die volgende oomblik is hy hier, toe hy sy skoene. Toe hy klaarmaak, is sy rug na die congregation toe, sy oos toe, so dat hy besig is om te bedien, onder die salwing van die Here. Hy is uit sy broek uit, ag net sy broek uit, en sy das uit, kyk, hy is uit sy broek uit tot hier, kyk, maar die man is, en hy sweet, en het loop van hom af, maar weet jy wat, nou, hy is so lief en uitverkoop van Koning Jesus, weet jy wat in Brandon gebeur, hy was 'n briljante klein sokkerspeler gewees, Lucas as jy die Pirates kom, hulle sê vir hom, moet ons vir jou kontrak gee, want hy het as 'n offen groot geword, hy sê vir hom, kom ons vir jou kontrak gee, hy dog, hier is my breek, hy kom toe by die instituut, en hy sê nie, ons nie plek nie, maar hy moet na mother toe gaan, weet nie wat dit nie, hy is 19 jaar oud, kom by Tannie se huis aan, in Soweto, ek sê nie, is reg, kom, jy gaan nie bly, hy gaan nie verniet bly, hy sê nie, is reg, ek gaan doen wat ek moet doen, moet ek was, en moet ek bietjie skoonmaak, ek sê vir jou sê, wanneer jy gaan betaal, my mannetjie word groter, word 12, 13, 14, ek het was so 16 gewees, so 16, 17, is hy bezig en hy is daal, en net so baie, ek weet nie veel weet hoeveel geld kry daar top, sokkerspeels in Afrika nie, praat van Sundowns, en Pirates en Chiefs, daar groot span, hy kry baie geld, en hy is daar in die mix, hy is op pad om 'n groter kontrak te kry, en die volgende met kom sy, en sy loop na hom 3 dae, en sy sê vir hom, you know what Karabu, now it's time you must thank me, you must say thank you for everything that I've done for you, en hy sê vir hom, but mom, what are you talking about? Sy sê nie, vanaand moet jy maar net 'n bietjie daar by my kom kuier, aan my kamer. En hy stap in die kamer en hy skrik homself ijskoud en die vrou wil op die horribaalste manier dankie voorgesê word. En hy besef, ek kan dit nie doen, want die enigste vorm van 'n ouer of mamma wat ek ooit in sy lewe gehad het, kyk hy vir die vrou, en hier lê die vrou en sy wil verkeerde goed doen. En hy sê, mama, I can never do it. En sy sê, dan is jy uit my huis uit. Sy sê, you know what's going to happen, I'm going away for a week. En dan gaan jy los by die huis, maar as ek terugkom, het jy nog 'n kans, jy kan sê, jy is jammer. En dis my huis, hier sê ek wat gebeur. Rabe is toe daar uit, die ma is toe uit, mom is toe uit, sy is weg vir 'n week, hy besluit die tweede laaste aand voordat sy terugkom, besluit hy daai aand, hy gaan net gou vir die aand kuier by iemand af in die straat, toe hy terugkom van die kuier af, toe het hulle huis ingebreek, daai hele huis was in leeg gedra, mom kom die volgende dag by die huis, sy sien wat gebeur het, raai wat die Satan met haar, sê vir dit was hy het dit gereël, hy het al goed gesteel, sy het na die polisie kom, dik in met die polisie op haar stadium, en sy is ons nou 'n gesiene mens, baie is dat. Kry hom, sluit op toe, hy eindig op in Sun City is die tronk, sit hy daar, hy is gevonnis, en die volgende oomblik begin hulle hom vastdruk, en hy begin wil bad stuff met hom, julle weet wat gebeur in tronk,
En hy raak so siek, hulle bied op elke kant, hy raak so siek. En hy sê, you know what, ek lê op die grond, ek het TB. En hy het al my klere uitgetrek, ek lê op daai ijskoue grond, lê ek op my vloer, en ek in die middel van die sel. Hulle lê almal so half teen mekaar in my sel, lê hulle om warm te bly. Hy sê, hulle net vir blanket, I didn't have a shirt on my body. Hy sê, hy is besig om te verklein, hy snoes die dood besig om breed te kry. Hy sê, en hy onthou die woord van just call on to the Lord, roep net die Here aan. En hy sê, hy lê daar, so hy is besig om dood te gaan, hy sê, Lord, if you're there, please help. Here Koning stap in hy sel in, het ontmoeting met Jesus Christus. Volgende dag gaan hy, wat jy doen hy? Hy sê, ek wil begin studeer. Toe hy klaar, sy vonnis uitgedien het, toe hy uitloop, toe sy pastoor. Hy stap uit, hy het geen hemel, en die wit sê die Here vir hom, jy sal stap, jy sal die straat stap, en ek sal vir jou deure oopmaak. Ek sit lekker daar in Johannesburg, ek het my dik office, lekker, almal is weg, ek check my dinge vir my dag, alles is gesond, my admin is op datum, ek wil so uit op die volgende hoor ek klop aan die deur. Kijk, ek skip die skuif teen, hier staan hierdie perd, jy is die genien kleer blind, maar so uit. Aan, maak jy terug, ek kyk by jou smaai, hallo, sê hy, wat is? Sê, yes, good day, how can I help you, sir? Ek sê, we actually a bit close, but how can I help you? Hy sê, no man, I just introduce myself. Hy sê, ek loop die laatste hierdie paar dae en ek in hierdie area wees, and I just want to tell you about what the Lord is in my heart. So hy sê, the Lord connected daar met hom, ek sit en hy vertel my sy storie. Ek en nou het seker saam te journey van 3 of 4 jaar, en hier sê ding, ek ook nou daarom gesê, van saam met hom eet in sy hand visse. Weet jy, ek vir Karabel gevriend in die begin, as ek oorkant opgesit en geëet het, hy, in sy kast, in die manier hoe hy my lief het, moet ek nie met hom sit nie. Hy wil langs my sit. En weet jy wat doen? As hy met my loop, so betek jy my hand so val. Het jy dit al gesien? Ja. En wat doen ons boertjies betek? Wow! En ek sê die dag, ek sê vir Karabel by die listen, nou, we've known each other now for quite a while. Someone ask me something, hoekom as ons eet? Is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? Hy sê, you know what, tot vandag toe weet ek nie wat sy kant is die lees en wat sy kant is die feit. Hy sê, you know what, ek voel so guilty. Ek voel so sleg as ek hoender wil eet. Hy sê, you know what I do this one? Hy sê, it doesn't feel right when I'm with you. Sê vir my, wat het die boetie nodig gehad? Dus ek kom gegooid met die woorde. Ek sê, you know what, Karel, what else? Hy sê, I would love it if you sit next to me. Hy sê, my brother, gaan sit langs om vandag dit ons saam. Toe verstaan ek, weet jy wat, ons het 'n land met verskrikkende baie challenges, en ek wil nie politiek en goed praat nie, maar as jou hart nie daar is, en jy sukkel met daai ding, laat ons jou bid vandag asseblief. Moenie uitloop nie, dit bring divisie in jou verhouding met Vader. As jy op pad plek kom en jy kan mense sien deur sy oor, dan gaan daar genade wees, dan gaan kruis wees, en jy kan hulle approach met Jesus liefde. Jy sien, altyd is 'n skaap om hoog te vlieg op die wind in die hemel te sweef, maar die oomblik toe hy laag vlieg, toe vergeet hy waarvan hy gemaak is, en was hy gewond gewees, en hy opgeëindig op die einde van die dag op die grond, en dis waar hy gesterf het. Soos ek en jy 'n kind van God. Ons siel is nie gemaak om in die stof te bly nie, maar om te leef met 'n hemelwaartse fokus op Jesus, die bron van krag. Wanneer ons begin kyk na ons probleme, na ons mislukkings, na die wêreld om ons, dan vlieg ons te laag. Hoor mooi. Ons vergeet dat ons nie van hierdie wêreld is nie, wat Johannes 17:16 sê vir my so mooi in die Amplified. Hy sê, they are not of the world, just as I am not, sê Jesus, of this world. So jy weet een van my silly voorbeelde, onthou jy in die groot kop, E.T. van Ham. Wat ding die groot kop, hy is net so groot, E.T. Daai dude is 'n alien gewees, hy sê is 'n alien. Nou, weet jy van Mornay, as iemand praat by transform by the renewal of your mind, dan sê ek die transformer, ek sien Bumblebee ry, dan word hy hierdie, weet.
Dis hoe my kop werk, verstaan ek dit? Niemand gaan my kan steel nie, ek verstaan dit. Presies dieselfde. E.T. was van 'n ander galaxy af gewees, en hy het nie gehoord op die aarde nie, en so, wil ek het deurtrek na my en jou. When you're a child of God, is dit net 'n tydelike tentwoning wat jy het op die aarde. Maar die ding is, baie van ons is of gered of ongered, maar as jy gered is, sit baie kinders by jou dan, ek gaan hemel toe. Great, okay, nou gaan jy hemel toe, maar nou wat nou? Wat gaan jy doen met dit, die salvation wat jy ontvang het? Wat gaan jy doen om te doen? Gaan jy vir jouself hou, of gaan jy kom op 'n plek en sê, hoorie my brother, kan ek gou vir jou iets met jou bid? Hoorie Boeta, jy weet, ek wil net, kan ek saam met jou koffie drink? Kan ek saam met jou ietsie share? Wat ook al mag wees, you stop living for yourself and gain for yourself. Dit wat jy het, begin jy te gee. Moenie vasgevang word nou, dat ek vir jou probeer sê, gee nie. Ek praat, giving starts in the heart. Jy gee tyd. Jy gee omgee, moeite, whatever it nog is, jy's daar vir mense. Maar dis nie jy, dis hy wat in jou is. Jy sien kind van God, wanneer jy opkyk na die Here, na sy beloftes, na sy krag, dan vind jy weer moed, geloof en oorwinning. Ek het net so 3-4 puntjies wat vinnig vir julle noem. Nommer 1, om op te kyk, wanneer alles om jou in mekaar sak. Moenie bly lê nie, kyk op na die Here, en hy gee jou krag. Nommer 2, om te onthou waar jy behoort. Jou siel se tuiste is nie die wêreld se bekommernisse nie. Dit is in God se teenwoordigheid. Nommer 3, om vas te hou aan geloof, hoop en moed. Soos Coleman gesê het, die Tannie Kelman, soos hy het gesê, we must keep faith, we must keep hope, we must keep courage, and we must always keep Christ. Nommer 4, om te staan in sy krag, nie in jou eie nie. Want 2 Korintiërs 12:9 sê dit so mooi in die 53 vertaling. Hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. As daai openbaring in jou lewe begin, dit nie deur jou talente en jou oulike gesig en jou dit wat jy goed doen is nie, maar dit is deur sy krag. Dit is deur sy genade, and you can start without even saying words, kan mense sien, weet jy wat, jy sê die oukie is miskien, hy is bietjie van 'n maltrap, maar hy is lief vir die Here. Hierdie vrou mens, weet jy wat, ek dis lekker om te koffie drink, maar heeltemal tog, sy so lief vir die Here. Dis wat mense trek hom toe. Sy sterkte word volbring in ons swakheid. Kind van God, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ek vra jou volgende my broer en sussie om nie laag te vlieg nie, maar om jou fokus te skuif van die dinge van die wêreld en jou oë op te staan na die hemele. Jy is nie gemaak om in vrees en in 'n moedeloosheid te lewe nie. Jy is gemaak om saam met God te sweef, waar hy vir jou deure oopmaak, jou werksplek, jou gesin, jou familie, die challenges wat jy het, is sy belofte, ek sê jou nie, I will not leave you nor forsake you. So Vader, ek wil vanoggend bid in die naam van Jesus, dat hierdie boodskap wat ons gekry het vanoggend, as die mense hier so sit vanoggend, met 'n harte bitter is, wat kwaad is, wat selfs sit met onvergewensgesindheid, vir ons vanoggend vir hulle bid. Iemand wat moeg is, wat sê, ek kan net nie meer aangaan nie. Ons wil vir jou bid vanoggend, my broer en sussie. Ek wil vra, terwyl jy daar sit, om net jou hand op te steek. As the Lord will touch you, thank you for those hands going up right now. Lord, you are seeing these hands right now. You are seeing these hands. Maar belangriker is die hand wat opgaan, is die hart. U weet presies wat dit is. As dit voel, ek is uitgeput, ek het nie meer krag nie. As dit voel, dinge raak net te veel, daar's nie hoop nie, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, is U ons veilige vesting, U is ons hoop, U is die belofte, U is saam met ons, U is ons God Shalom, wat ons vrede gee bo alle mense verstaan. So thank you for seeing these hands this morning. I pray, Lord, that you will touch them in those areas. Bitterheid, woede, kwaad, onvergewensgesindheid.
dat dit nou breek in jou lewe in die naam van Jesus. Allow him, your creator, your dad, jou Abba Vader om te kom, en dat hy met jou hart in sy hande begin brei, jou harde hart begin sag maak, soos klei in sy hand, and allow him to form you, to make you perfectly in his will. Vader, ek wil vandag bid, dat ons sal besef, dat ons 'n verantwoordelikheid het, om op te hou vir onsself te lewe, vir die mense daar buite. I pray that you will anoint every person here this morning, dat elkeen wat hier so sit vandag is, sal aan die brand gesteek word met 'n liefde en 'n passie vir alle mense. Suid-Afrika, Gauteng, al die provinsies, Krugersdorp, het nie 'n nuwe instansie of 'n politieke party of 'n nuwe leier nodig nie. We need one, and his name is Jesus. We ask you, King Jesus, come and manifest your presence in South Africa. Laat die manne daar in die parlement op hulle knieë val, en laat hulle sê, ek bely Jesus Christus met my mond. Ek bely dat die enigste herder van hierdie land, wat hierdie situasie kan omdraai, is Jesus, and we speak faith, en ons spreek geloof, en hoop, en goedheid, en guns in ons land, in ons provinsie, in ons dorp, en ons sê vir u dankie, soos wat daar nou goeders gereël word, in hierdie tydperk met partytjies wat aangaan en alles, ons kom teen dit in die naam van Jesus, en ons bid, Here, dat ons met liefde teen dit kan kom en kan sê, wat verkeerd is verkeerd, maar wat reg is, bly reg, en sy naam is Jesus. Father, we pray dat selfs al mense partytjies gaan hou hierdie week, veral Vrydag aand, dat u dit in goeie sal het uitdraai. Hulle gaan met 'n intensie van, weet jy, ons gaan dit en dit doen, en ons sal net lekker kuier, maar dat die teenwoordigheid daar sal neersak in daai plek, en dat hulle sal opeindig op hulle knie om te sê, I had an encounter with Jesus. U doen dit met moslims, u doen dit met Hindus, u doen dit met sataniste, u doen dit met mense self, mense wat niks met u uit te waai nie. One encounter with you changes their whole lives. En ons bid vir 'n uitstorting van die Heilige Gees in die tydperk, en dat ons fokus nie sal wees Halloween in die 31ste nie, maar ons fokus sal wees Jesus. Ons sal beweeg in die krag en in die mag wat hy ons uitstuur. Want die woord sê vir ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die goeders wat in die gelig hang, die principalities en powers. Ons is meer oorwinnaars. Ons huise is geseën en beskerm, ons voertuie, ons besittings, ons huwelike, ons kinders, ons kleinkinders, ons werksplekke. We do not carry fear, we carry his love. Sy liefde oorbrug alles. Seën elke broeder en sussie waar ons hier sit vandag. Bless them and keep them. Make your face shine upon them, Lord, and be gracious to them. Lift up your countenance upon them, en dat alles wat ons doen altyd sal wees om te behaag. Ons bid dit in Jesus naam, en ons almal stem saam, en ons sê amen en amen. Mense, voordat ons gaan net so 'n bietjie vashou asseblief, ek wil net gou gehoorsaam wees. Mr. François, sy is gesagheidsheid vir my boetie asseblief. Ja, julle, hierdie jongman wat hier langs my staan, sy naam is François, en ek moet sê, julle lyk nogal baie dieselfde, ja, daar sit sy ouers, om François, die is bekend as Swys, en ja, julle, vandag is nou nie een van my hoogtepunte hier by my people. Ons boetie verhuis Kaap toe, en ons kom hier vandag met hartseer en verkeerde emosies, but we come because we love you. Ons wil vir die Here baie dankie sê vir die tydperk wat jy by United geskakel was, en so 'n job, en het ons so mooi gesê, Vrydag aan by die Young Adults, en ons het 'n goddelike tyd gehad. Oh, we were blessed. Het hulle ook jou so mooi geander, but we want to come today, not only just honor you, maar hoor hoe mooi sê, we want to release you, and send you forth, as deel van die lichaam, daar waar God jou plant in die nuwe seisoen sê. Jy, ek nie mis, maar weet jy nou, wat is jy nou? Hy is 22, weet jy wat was jy toe jy 22 was? Die opstel, maar kom dit 22, was ek so vast in die wêreld en so besig met al die verkeerde goeders.
22, weet jy, hy mis nie 'n prayer group nie. Hy is in die huis van die Here op 'n Sondag. Hier kom Vader, dis wat so amazing is. En hy maak vir jou 'n massiewe deur onder in woeling. And that's why when I come this morning, as die liggaam van Jesus, ek laat die Fire Cross finish. Ons hande uitsteek na ons, ons bless. Father, thank you for an amazing season vir hierdie jong man. En ek wil vandag vir jou sê, vir die ooms en tannies en broers en susters wat hier sit daar. Ek het jou baie keer benei, as ek kyk hoe jy die Here dien en hoe jy nie skaam is vir jou verhouding met hom nie. So ons gebed is vandag, Vader, dat hierdie nuwe seisoen in sy lewe, dat dit wat hy hier ontvang het, en waarmee hy die brand gesteek is, dat hy met daai selfde vuur en met nog meer vuur, sal afgaan toe Wellington in die Kaap. Want die mens, en ek sê met baie liefde, het nie net vir Frans of vir Swiss nodig nie, hy need Jesus. So that when they see him, when they listen to him, as dit in sy teenwoordigheid is, dan net sê, what? Wat het jy net gesê, waar kom dit vandaan? En ek sien, want ons het daaroor gepraat vrydag aand, hoe die Here jou kragtig gaan gebruik, en massive Here wil maak daar, vir sy koninkryk. So we bless you today. Ek het aan die Jani en die leierskap en die Here Ignite, come and we release you today. And we bless you. Ons release you en ons seën jou vir jou nuwe seisoen vandag. En ons sê nie vandag goodbye en weet ons nie wees nie. Ons gaan jou wees nie. Jy gaan kom kuier met ons. But you will always be part of Ignite. En ons honor jou vir dit in Jesus naam. Let's give him a mighty hand of God. I've searched the world, the highs and the lows. I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're